good morning, ek is Elsa Esterhuizen. En ek is Arnold Geerts. Goeiemôre en ek is Pieter Koen. Saam met ons natuurlik ook altyd die man met die finansiële plan, Thys van Sail. Lekker om hier te wees. Nou ja, Rosanne is nie vandag hier nie, want haar seun ontvang vanoggend 'n groot akademiese toekenning. En van ons kant af wil ons net baie geluk sê. So James, ons is saam met mamma bitter trots op jou. Woehoe, baie geluk. Ek moes. Die platejoggie is in die huis. Soos julle kan sien, het ons ook 'n pragtige verjaarsdagkoek hier. En nee, dis ongelukkig nou nie om jou verjaarsdag te vier nie. Ons vier vandag 100 jaar sedert Afrikaans as 'n amptelike wêreldtaal erken is. So, ons beplan 'n dag vol verrassings. Jy beter net bly waar jy is. So hier is 'n wonderlike kykie na presies hoe dit alles begin het. Presies 150 jaar gelede, op 14 Augustus 1875, het 8 manne bymekaar gekom by Gideon Malherbe se huis in die Parel, en hulle het vergader om die Genootskap van Regte Afrikaners te stig. Hulle wou Afrikaanssprekendes bewus maak van die feit dat hulle reeds 'n eie taal het, nie Hollands of Engels nie. Hulle lese was om te staan voor ons taal, ons nasie en ons land. 'n Groot motief agter die GRA was die groot begeerte om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Soos Dominee S.J. de Tooy dit gestel het, die Genootskap van Regte Afrikaners het zijn ontstaan aan die behoefte in 'n Bybel in die volkstaal. Pragtig, dis so mooi gestel. En die Afrikaanse Bybel sou egter eers in 1933 verskyn, nadat taal- en spelreëls gevestig is. Op 26 Februarie 1876 het die GRA die beginsels van die Afrikaanse taal uitgegee, en die Afrikaanse woordelys en spelreëls, of AWS, het die eerste keer in 1917 verskyn, dis net nadat Pieter gebore is, en word steeds bygewerk. Die GRA se koerant, die Afrikaanse Patriot, het op 15 Januarie 1876 verskyn, en lesers aangemoedig om Afrikaans te skryf met die woorde. Julle kan nou rym en dig, dat dit nie maklik is nie. Stuur julle gedigte, kerels, stuur maar, en dis maar, M-A-R nie, maar. Ja. En die wat foute maak, dis niks nie, ons sal hom reghelp. So, ek dink die groot ding is, oor al die jare se prosa en poësie en skryf in Afrikaans, is daar die mooiste woorde wat nog ooit geskryf is, in enige taal wat my aanbetref. Kom ons hoor by julle, wat is julle Afrikaanse gedig wat jy die meeste van hou? Also, wat is die een wat jou laat heimwee kry? Arnold, dit is my so moeilik, want ek het gisterand met iemand gesels oor M.M. Walters se Haven om te Landen, wat ook getoonset is. Maar ons regisseur het my egter gedwing om iets van Ingrid Jonker te kies, 'n gunsteling. Wie anders? Ja, skerts sommer, maar ek het besluit op Ingrid se As jy weer skryf. En dit is vir my so 'n diep gedig, so ek gaan net 'n stukkie voorlees. En ek het jou geskryf op die oop bladsy van my treurigheid. Jou naamlose woord, as jy weer in jou dagboek skryf, onthou. Is baie mooi. So treffend. Ja. Dis Pieter, pragtig. ja? Man, ek het altyd so 'n moeilike keuse as dit kom by die gedigte. Ek weet A.G. Visser het pragtige gedigte geskryf. Aantjie Krog se ma wat natuurlik ook so is. Julle het nou alles mooi uitgedruk. Vir die eerste keer dat ek bietjie my foon hier opstel. Jammer aan die vloerbestuurder. Ek dink hulle sal jou vergeet. Maar jy weet Aantjie Krog, maak skryf jou gedig sonder fancy leestekens, sonder woorde wat rym, sonder bywoorde, net sommer 'n kaalvoet gedig. En dan die res van die gedig wat so pragtig is. En nog enetjie wat natuurlik vir my uitstaan, is die een van A.G. Visser. As dit fluit gaan. Nee, so tipies, hier skietertjie poen. Dit was 'n bitter dag vir my, die Sondag in die kerk, waar ons sit in die middelry, word alles opgemerk. En hoe uiteindelik pak slaker oor hy gefluit het in die kerk. Pragtig. Thys, ek sal bitter graag wil hoor wat jou gunsteling Afrikaanse prosa is. Ek gaan vir julle lees. Okay, nou kan jy vir my sê wie dit geskryf. Okay, ons luister. So, dis 'n bosveld bome en kudu spore wat lei na waar my hart moet wees en my seer genees. Met ons God het Afrikaans 'n verbond dat ons sal plant en oes en nooit sal weerloos verroes. Dis jou land, dis my land, met God aan ons kant. Kom huis toe, roep Afrika son, kom huis toe. Sjoe. Dit klink baie soos 'n finansiële adviseur en kenner wat ek ek wil ken. dieselfde sê. Dink jy nie? Amper soos 'n iets wat deur 'n Van Sail geskryf het. Ja. Knap gedaan daar, knap Ons gedaan. Afrikaners wat basies, jy weet, ons verlaat het. Jy weet, maar wat nog steeds Afrikaans is, en daar was sê, die Afrika son roep jou huis toe. Dis pragtig, pragtig.
Baie vinnig myne en daar was talle. Hierdie was baie moeilik om te besluit, maar Toon van den Heever het geskryf op die Hoëveld waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien. Die eilbrou bring 'n knop dan in jou keel. Staan my huisie nog en wag vir my. Wag al 'n jaar of 10. Waar die bokkies op die leigrafstene speel, maar as die tering kwaai word en ek hoor die laaste fluit, dan sweef ek op die Hoëveld op die wind. Ek soek dan in die maanlig al die mooiste plekkies uit waar ek kleiosse gemaak het as 'n kind. Dit is so mooi. Diep en emosioneel hier by Goeiemôre Good Morning. Nou ja, ek word as Goeiemôre Good Morning se HAT geken. So ek wil natuurlik oor 'n paar interessante woorde gesels. Unieke Afrikaanse woorde en Afrikaans het baie diverse invloede, soos die woord piesang en baadjie wat weens Malayse invloed ontstaan het. Gogga het deur Khoi invloed ontstaan. En woorde wat 'n Oosterse en Portugese invloed het, sluit in bladjang wat natuurlik altyd op 'n braaibroodjie moet wees, né? Ek voel baie sterk daaroor. Beboti, Sesati, Makau en Kojawel. Het julle dit geweet? Kojawel. Khoi-woorde is ook dikwels net vereenvoudig in woorde soos dagga, boegu, abba, kama, aitsa en eina en die woord kombuis is 'n skeepswoord wat eintlik na 'n skip se kombuis verwys, maar meer algemeen bekend geword het weens die talle Nederlanders wat per skip na Suid-Afrika gereis het. Nou in Nederlands is kombuis eintlik 'n keuken. 'n Keuken. 'n Keuken. Ja. 'n keuken. Maar dit is lekker. Dit maak vir my die deur oop om te dink aan al die Afrikaanse gunsteling Afrikaanse woorde, is dit nie? Ja, wat is julle gunsteling Afrikaanse woorde? Myne is allegaartjie. 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 Dis baie- Dis vir daai mixed grill. Daar is nie vir my 'n mooi dit beskryf die hele bord. Ja. That's it, klaar. Baie lekker. Ek hou van ruimskoots. Ruimskoots. Hy was ruimskoots betyds. Jy was ruimskoots beloon. Dis pragtig. Ek sou sê myne is tamaletjie. Dit Mooi. sê net vir my so lekker. Ja. En dit het twee pragtige uiteenlopende verskillende betekenisse wat net Presies. so mooi is. Tuisa, Bolle makiesie. Bol. dit maak totaal sin met jou persoonlikheid, moet ek jou sê. Ek het iewers ook op 'n webtuiste. Dis nou maar seker hoe die Afrikaanse woorde nou oor die jare ook gevorm het. Dan kry jy 'n sinoniem vir alkohol byvoorbeeld is slingersous. Slingersous. Ja. Dit maak 100% sin. Ja, absoluut. Neologismes, want dit is oulik. Ek bedoel iets soos 'n bekende persoon wat as 'n glansgans bekend staan. Dis ook vir my oulik. Of doggy bag. Ja, daar's nog een. Ja. Inderdaad. Maar wat noem ons hom? Woef? Kardoes. Ja. Inderdaad is vir my ook net so mooi. Inteendeel ek gebruik hom baie keer te veel. Inderdaad. En tans, want huidigelik is nie 'n woord nie. Nee, Daar regtig. is sommer nou 'n taalles. Ek sal hom nooit weer gebruik nie, Tannie Elsa, baie dankie. Nee, dis net 'n baie plesier. lekker. Nou dis heerlik om die taal nie net te besig nie, maar ook te kan proe. So net hierna sit ons die feesvieringe voort met Afrikaans wat 100 jaar groot is. Bly jy ingeskakel en net waar jy is. Gelukkige verjaardag. Gaan lekker wees. Ja. Ja. Nee, Ina.